Gebed vir die Betsebergaste deel 2. God sê vir Moses, klim op hierdie berg en dan gaan ek vir jou wys hoe lyk die beloofde land. Nou dit op sigself is 'n wonderwerk, want daar is geen berg in Israel of in Kanaan van daai tyd wat jy kan staan en die hele Israel kan sien, maar God het vir hom 'n wonderbaarlike visie gegee op daai oomblik. En dis my gebed vir jou ook hierdie week. Mag God ook vir jou sê, klim op hierdie berg. Laat God ook vir jou wys, wat is die visie wat hy vir jou voorbeplan het, van die beloofde land, die perfecte heaven on earth, hierso, nou. Ek weet ook dat daar is een van ons gaste wat 'n nuwe vlakkie van vryheid bereik het hierdie week, wat bande gebreek het met die verlede. Mag God ook in hierdie week 'n werklike vryheidsjourney met jou begin stap, dat jy vry begin maak van die bande van die verlede wat jou vashou en jou keer om te groei. En met die liefste prinses boodskapies hierdie maand fokus ek baie op genesing ook. So mag God jou hierdie hele maand op 'n genesingsjourney vat, dat jy elke liewe dag net wakker word met 'n nuwe genesing wat hy vir jou gegee het. Ek bid ook vir jou dat God volkome jou selfbeeld sal kom herstel. Dat God al die leuns wat die duiwel kom plant het in jou siel en jou gees sal kom uitvee en dat hy vir jou sal wys hoekom het hy jou so uniek gemaak. Dat hy basies sal maak dat jy van jouself sal hou. Dat as jy kon kies om jouself te like op Facebook, dat jy dit sou gedoen het. Terwyl ek die voorbereiding gedoen het om julle gebedspunte neer te skryf, het Filippense 4:6 konstant by my opgekom. So ek spreek dit oor julle uit. Wees vir niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smekinge met danksegging bekend word by God. En daardie begeertes is nie net die dinge wat ons nodig het nie. Dis nie net kos op ons tafel en 'n dak oor ons kop nie. Dis ons begeertes. So ek wil jou challenge om te sê, gaan maak 'n geestelike bucketlist vir God. Al is dit materialistiese dinge, soos om vir jou en jou ma of jou en jou sussie uit te vat vir 'n spa-daggie, maar gee al julle begeertes oor aan God. Daar is hierdie storie, amper conspiracy theory, van dat daar is 'n rooi telefoon in die Amerikaanse president se kantoor, wat direk verbind is met die Russiese president se kantoor. So dis 'n direkte lyn soontoe. Nou daar's baie mense wat sê dit is nie so nie, maar ek is nog steeds gaande oor die konsep van 'n rooi telefoon. En ek wil jou weer eens herinner dat jy het 'n rooi telefoon, 'n lyn wat altyd oop en altyd wat beskikbaar is na God se troonkamer toe. Ek bid ook vir jou cheetah of jagluiperd wonderwerke. Die jagluiperd is die vinnigste dier op die aarde. So ek bid vir jou vir daai radikale, onmiddellike veranderinge en wonderwerke in jou lewe. Ek ervaar ook dat sommige van julle moet werklik gaan op 'n vergifnisjourney om mense te vergewe. Dalk is dit jouself, dalk is dit God, dalk is dit jou naaste. En ek bid werklik dat God jou op 'n vergifnisjourney sal vat. Dat hy dit vir jou sal maak soos Sagaria 4:6, dat hy dit maklik en vinnig sal maak. Ek staan op die belofte van Filippense 1:6, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Ek weet dat God het 'n goeie werk in elke een van julle begin, en hy sal dit volëindig, hy sal dit volmaak maak. Ken jy die liedjie van Streets of Philadelphia? Dalk voel jy tans jy is 'n storie liedjie van Streets of Philadelphia. Mag God jou werklik oor hierdie week uit daardie omstandighede uitvat. Ons het 'n paar vrouens wat dedicated is om te bid vir van ons potensiële gaste en vorige gaste, intercessors van Betseber. So indien jy 'n probleem het, is jy welkom om dit deur te stuur vir my en dat ons dit kan deurstuur. Ons het reeds verlede week 'n groot wonderwerk gehad van iemand wat vir een van die ander potensiële gaste gebid het en dit was spot on die woord wat sy vir gebring het. So onthou, jy is nie alleen nie en ons wil graag hierdie journey saam met jou stap. Gaan like en volg ons asseblief op Facebook. Jy kan ons opsoek Betseber. En dan kan jy ook ons ondersteun deur om jou aanlyn aankopies te doen by WeBenefit.
Dit is soos 'n Amazon of 'n Takealot waar jy aanlyn aankopies doen, maar dan registreer jy ons Bet7 as jou beneficiary en dan 'n gedeelte van jou inkopies kom dan na ons toe. Ek hoop julle het 'n fantastiese, geseënde week verder.